dat selfverdediging glad nie meer aangevoer word as 'n rede waarom jy 'n vuurwapen wil besit nie. Daar is ook verskeie wysigings aan die bepalinge vir die lisensiering van wapens vir jag- en sportdoeleindes gemaak. Die wysigings het wyd verspreide kritiek en ontevredenheid ontlok, veral in die lig van die polisie se eie onbevoegdheid om misdaad te bekamp. Marula Media gesels vandag met Ian Cameron, stigting van die vuurwapenregte netwerk firearms.co.za en deel van Safe Citizen. François Rousseau, uitvoerende hoof van die landbouorganisasie SAI en Dr. Herman Els. Hy is uitvoerende voorsitter van die Nasionale Jag- en Skietvereniging. Hulle gaan bietjie vir ons insaag gee oor hoe presies Suid-Afrikaners hierdie drakoniese wetgewing kan beveg. Nou, die polisie het Saterdag uiteindelik die verslag waarop hulle die besluit om die wet te wysig gebaseer is, gepubliseer. Dit is deur die Universiteit van Witwatersrand opgestel en dit bewys eintlik die teendeel, dat die wysiging glad nie sin maak nie. Ian, sal jy net sommer wegspring en vir ons verduidelik wat presies die bevindings van hierdie verslag is? Ja, ek dink net om dit op te som, dankie Elaine. In die afgelope 7 jaar het spesifieke organisasies, byvoorbeeld Gun Free SA, gereeld verwys na hierdie dokument. Maar wat baie interessant is dat selfs die staat en Gun Free SA hulle self weerspreek in hierdie dokument. Wat baie duidelik staan, en dis net 'n kort opsomming, is dat minder as 5% van misdade wat gerapporteer word aan die polisie enigstens verwant is aan die vuurwapenwet. So die persepsie word geskep dat vuurwapens die groot oorsaak is van geweldsmisdaad in Suid-Afrika, en dit is natuurlik nie so nie, en hierdie getalle wys dit vir ons. As ons verder gaan en ons gaan kyk na spesifieke misdrywe, is dit so dat vuurwapens verkies word met sekere baie ernstige misdrywe, maar dat hierdie misdrywe soos byvoorbeeld trokkaping enig in sy soort is. Met ander woorde, dis nie 'n misdryf wat almal direk beïnvloed in die land nie. En daar's 'n hele lys van goed wat daardeur gaan. Ek dink die ander kommerwekkende gedeelte is dat klomp van hierdie aannames wat gemaak word deur byvoorbeeld hierdie randfiguurorganisasies skep 'n wanindruk van wat regtig staan hier. En ek dink daai 5% getal waarvan ek nou gepraat het, is die kern van die boodskap wat deur hierdie hele verslag oorgedra word. Een van die interessante bevindings vir my was ook dat streng polisieering eerder as beperking op wapens die antwoord is op 'n afname in misdaad. En soos jy sê, ek dink hierdie verslag wys duidelik vir ons dat hierdie wetgewing gaan nie werk nie. Dr. Els, wat beteken die bekendmaking van hierdie verslag? Gee dit vir ons, as ek nou kan sê, skietgoed om hierdie wapenwet te beveg? Ja, beslis. Dit verdraai die feite wat die mense voorhou. Maar jy moet ook onthou dat die hele proses is skeef. Jy weet, so hierdie verslag is maar een deel van 'n skewe proses wat reg van die begin af aan die gang gesit is. As jy gewoon net gaan kyk na die Staatskoerant waarin hierdie sogenaamde wetsontwerp gepubliseer is, dan sal jy sien dat dit glad nie die wetsontwerp is nie, maar dit is slegs stellings. In Engels praat ons van bullet points. Wat hulle sê, wat gaan verander? Nou daarop vra die sekretariaat dan kommentaar. Die sekretariaat sê nie vir jou waar kan jy die wetsontwerp kry nie. Die sekretariaat sê net vir jou waar kan jy die swak sosio-ekonomiese verslag kry. En enige persoon wat dink dat jy kan 'n wetsontwerp publiseer in die Staatskoerant en dan kommentaar verwag op daardie goed, slaap 'n bietjie. Jy weet, so die wetsverslag is deel van hierdie jy kan dit onderduims noem as jy wil, maar dit is dalk 'n bietjie te sterk. Maar ons verstaan nie presies die prosesse nie. Dit lyk eerder vir 'n mens as 'n mens na die hele ding kyk, asof daar 'n ernstige poging is om die nie-funksionering van die polisie en die gebrek aan polisieering daarmee te probeer wegskryf, te probeer om die onvermoë van die sentrale vuurwapenregister toe te smeer, en dan in die proses ook sekere skuwe te maak wat sal veroorsaak dat hulle minder werk het. As jy mooi na hierdie wysigings kyk, dan kan 'n mens argumenteer dat dit vat eintlik die reg vir amnestie en die aansoeke wat ouens onder die amnestie ingedien het, vat dit weg. Dit voeter weer met die groen lisensies. Die groen lisensies is beskerm deur 'n hofsuitspraak in 2009. En jy kan nie daarby verbykom deur nou wette te maak om dit weg te vat nie.
Die polisie is besig met sake met SA jagters daar rondom en daarin het die minister van polisie absoluut geëis dat oor die 600,000 vuurwapens moet binne 6 maande geherlisensieer word. So daar's 'n klomp sinistêre goed waarvan selfverdediging een is. En dit is die knoppie wat ons almal opdruk. My eerlike mening is en my regspan en ander regspanne se menings is dat die wetgewing is irrasioneel en dat dit nie die toets van rasionaliteit kan slaag nie. Die geveg rondom wegneem van selfverdedigingsvuurwapens kan regtig ernstig betwis word. En dit word uitgeskryf in die aanhef van die wet ensovoorts. So die aantasting van menseregte wat 'n ander voorvereiste is vir ordentlike wetgewing is drasties. En hulle kan vir geen oomblik daarby verbykom nie. So ek sal verbaas wees en ek is baie eerlik daaroor. Die syfer wat ek op hierdie stadium het is dat daar reeds oor 100,000 besware, verkeerde woord, e-posse wat ons vermoed besware is na die sekretariaat gestuur is. As hulle nou vir ons wil sê, hulle deur al daai goed gelees binne 'n maand of 2 maande, dan sal mense oorrek, want ek wonder hoe kry hulle dit reg. As dit vir niks anders beteken nie, dan behoort dit daarom vir hulle te sê daar's ontsaglike teenkanting teen hierdie goed en dat hulle weer 'n bietjie moet herbesin. Dis die eerste ding. Die tweede ding is dink ek moet ons ook net vir mekaar sê, hierdie is nog nie 'n wetsontwerp in die werklikheid van 'n wetsontwerp nie. Hy was nog nie eers voor die parlementêre portefeulje komitee nie. So ek is persoonlik onseker oor presies wat dit is. As jy die woorde in die Staatskoerant lees, dan sê hulle draft proposals. So dit alhoewel dit nou waarskynlik by die kabinet was, dan kan 'n mens interpreteer dat dit 'n vissery is om te kyk wat sal Jan Publiek se reaksie wees, maar selfs as hulle wil aangaan met hierdie ding, moet hulle ontsaglike teenkanting verwag op alle vlakke, regtig en op alle terreine. Daar's net wat my betref is daar net een wysiging wat iets beteken. En dit is die wysiging dat ek kan vir François 'n brief gee en sê François, ek gaan weg, sal jy asseblief my vuurwapens oppas? Hier's 'n brief en dan gee ek vir François my vuurwapens en dan bære hy hom daarby met lys. Dis die enigste ene wat lyk na iets wat sinvol is. Okay. Ek het nou genoeg gesê, Elaine. Ek wil net vinnig nog steeds by jou stil staan asseblief. Wat presies is die regulasies of die verandering in terme van vuurwapens vir jag en sportdoeleindes? Ek dink ons fokus so baie op die selfverdediging en ek weet daar is ook baie teenkanting wat betref die doeleindes vir jag en sport. So sal jy net vir ons verduidelik wat daai veranderinge behels? Ja, jy weet, dit is 'n klein bietjie omvattend. In die eerste instansie is die verskille tussen die definisie vir geleentheidsjagter en geleentheidssportskut en die definisie van 'n toegewyde jagter en toegewyde sportskut is hemelbreed van mekaar verskille. Toegewyde geleentheidsjagter en sportskut kan skiet waar hy wil ensovoorts. Met die sotlikheid dat as jy wil aansoek doen vir 'n lisensie, moet jy 'n brief hê van dit kan op jou eiendom wees of jy moet 'n brief hê van 'n ou wat vir jou toestemming gee om daar te jag of 'n ou wat vir jou toestemming gee om op die skietbaan te skiet. Nou dis verspot. Dis so goed soos ek moet nou eers 'n brief kry by Checkers voordat my vrou daar kan gaan inkopies doen. Dit werk net nie so nie. By toegewyde jagters en sportskuts het hulle hengse voorskrif wat hulle nou wil in die plek bring van sulke goed soos hoe gejag moet word en waar gejag moet word en hoe mag 'n sportskut dit doen en hoe mag 'n sportskut dit doen. So dis irrasioneel. So dit kan gewoon nie staan in 'n wet nie. En dan is daar natuurlik die beperking op vuurwapens. Die beperking op vuurwapens vir geleentheidsjagters en sportskuts is nog dieselfde wat dit was. Okay. Maar vir toegewyde jagters en sportskuts is dit nou 6 vuurwapens. En die wet hou aan daarmee om jagters en sportskuts in dieselfde kategorie te plaas. En dit is gewoon net nie so nie.
Ek het 'n 6,5 Creedmoor waarmee ek tot op 2000 meter gonge skiet. En ek het 'n 6,5 Creedmoor waarmee ek kleiner wild jag. Die opstel van beide daai twee gewere is totaal anders. En daai mense se oogpunt is dit dieselfde vuurwapen en kan ek nou net een van hulle hê. Jy weet dit maak nie sin nie. Dit is irrasioneel en dit het beslis 'n impak op ons. Dit het 'n impak op geakkrediteerde verenigings, want jy moet nou aansoek doen vir 'n bevoegdheid vir toegewyde jagter, jy moet aansoek doen vir 'n bevoegdheid vir 'n toegewyde sportskut en luister hierna, jy moet nou ook aansoek doen vir bevoegdheid vir 'n professionele jagter. Dis nou ou wat hengse klomp kursusse deurloop het, wat lisensies in al die provinsies het, wat 'n besigheid bedryf en niemand weet hoe lyk daai bevoegdhede nie. So daar's regtig 'n klomp nonsens en onbesonnenheid in die ding en ek dink wat Ian vroeër gesê het is die siviele organisasie en kom ons noem hom by sy naam. Daar's genoeg aanduidings dat die mense van Guns Free South Africa baie betrokke was in hierdie goed en dat Guns Free South Africa eintlik op hierdie stadium sê dat dit is goed genoeg as skelms my kom doodskiet solank ek net nie 'n vuurwapen het. Dan kan ek nou maar gaan. Maar dit is duidelik dat die opstellers van hierdie wetsontwerp het geen idee waarvan hulle praat nie. Laaste gooi. Herlaai is uitgeskryf. Jy mag nie herlaai nie. Geen rede daarvoor nie. As jy wil 2000 meter ordentlik skiet met enige vuurwapen, sê ek nou vir jou, as jy nie herlaai nie, kan jy dit vergeet. En jy is beperk tot 100 patrone volgens die nuwe wysigingswet. As die lewerancier nie die patrone het wat dalk met jou geweer saamwerk sodat jy kan akkuraat skiet nie, dan kan jy nie meer skiet nie. En as jy wil jag binne die etiese norm van jag van een skoot doodskoot en jy wil seker maak dat jou ammunisie reg is, dan kan jy dit ook nie meer doen. Die versamelaars is uitgeskryf. Jy weet, ek weet nie of hierdie mense gedink het daaraan dat hulle gaan honderde miljoene rande se eise teen hulle kry, want wat moet ek nou met my herlaai toerusting maak? Ek sit met 'n eenvoudige, simpel herlaai kamer, maar die toerusting daarin is omtrent R400 000 werd. Moet ek dit nou gaan ingee by die polisie of by 'n skrotwerf? Verstaan jy? Dit het regtig verrykende gevolge en ek dink ons moet vir mekaar sê, ons is nou by die deurstoep, op die trappie van 'n groot geveg wat voor lê. En ek herhaal weer, ons is nog nie so dat dit nou al begin wet word en so aan nie, ons keer nog almal. Dit het die groot voordeel dat die jagters en sportskuts en versamelaars en handelaars vir die eerste keer in 'n baie lang ruk saam staan en 'n klomp sinvol goed saam met mekaar doen om hierdie ding te beveg. Maar dit was nou genoeg, Elaine. Vra nou vir die ander manne. Baie dankie. Dit was waardevolle insette. Franco, ek gaan nou na jou toe spring. Daar's vreeslik groot bekommernis oor die effek wat die wapenwet op selfverdediging van boere en mense op die platteland sal hê. Daar was nou weer die naweek 2 plaasaanvalle in die Oos-Kaap gewees en dis regtig 'n groot gesprekspunt. Uit jou oogpunt uit, wat sal die gevolg van hierdie werklik vir die boere en die mense op die platteland wees? Ja, kyk, Elaine met plaasaanval elke tweede dag en 'n plaasmoord elke 5de dag is boere uitgelewer, veral omdat hulle baie meer kwesbaar is as mense in die stad. Dit is baie moeilik vir hulp om ontbied te word na 'n boer op sy plaas toe. So en ek het, jy kan vir Ian vra wat selfs betrokke was by baie van hierdie gevalle, 'n boer se beste kans om hom en sy familie te beskerm op 'n plaas is die feit dat hy met sy eie wapen homself en sy familie kan verdedig en dan so ook om tyd te koop sodat polisie of ander veiligheidsdienste of sy bure net kan uitkom om hom te help. So ek dink daai punt is al baie bewys selfs in die stories wat ons al gelees het en wat ons al ervaar het. So ek dink dit is totaal waansinnig om te dink dat boere op hulle plase sonder hulle gewere gevang gaan word. Al wat die regering gaan regkry met hierdie wetgewing is om van ons as boere misdadigers te maak.
Sjoe. En ek weet daar's baie mense wat redeneer, ja, maar die rowers steel in elk geval net die wapens by boere. Jy weet, as jy 'n wapen het as 'n boer, dan gebruik hulle dit net teen jou. Wat sou 'n verweer daarvoor wees? Ja, ek hoor daai punt, maar die hoeveelheid die hoeveelheid wapens wat by boere gesteel is 'n fraksie van die hoeveelheid wapens wat by polisiestasies en by polisiekantore gesteel is. Ek dink 'n onlangse artikel op Firearms se blad het gewys dat dit net so bo die 26,000 vuurwapens is wat deur die polisie verloor is. En dit hou nie eers kersvas met die van boere nie. En weer eens, jy weet, ons argument, hulle gebruik hierdie punt om dit te argumenteer, maar ons moet besef ons sit in 'n derde wêreldrand. Hierdie is nie Swede nie. Ons is al so ver gevorder dat alle misdadigers het nou wapens. En ons moet onsself nou verdedig teen daai misdadigers. En die manier hoe ons dit gaan doen is nie om ons te ontwapen. Dit is om nou die polisie weg te ry, want hierdie is volgens ons 'n kortpad deur die polisie om 'n pleister op kanker te plak. Ja. Ian, ek wil gou by jou hoor, want Fransja het nou so vinnig genoem van boere met hulle self beskerm om die polisie genoeg tyd te kry om uit te kom en so aan. En ons almal weet die polisie trek regtig swaar of hulle het nie genoeg hulpbronne en hulle het nie genoeg kundigheid nie. Vertel ons net 'n bietjie van die polisie se onvermoë om ons te beskerm. Hoe lyk die situasie binne die polisie en veral wat betref hulle bystand aan boere, is dit genoeg? Sjoe, waar begin 'n mens? Ek dink kom ons gesels oor die polisie van hierso net voor die sokker wêreldbeker af. Kort daarna was die laaste werklike interne audit verslag binne die polisie gedoen, spesifiek oor opleiding. Daai verslag het aangedui dat 47% van polisiebeamptes wat vuurwapens dra in die Oos-Kaap nie bevoeg was om vuurwapens te dra nie. Net 'n jaar gelede, bietjie meer as 'n jaar gelede, was Kaapstad 'n blitspatrollie onder andere van die pad af gehaal omdat die polisie nie genoeg ammunisie gehad het vir hulle om hulle jaarlikse skiet te gaan doen nie. Nou is die nuwe reël in die polisie, jy hoef net een keer in 5 jaar jou bevoegdheid skiet te gaan doen. So dit beteken 'n polisieman het nie genoeg ammunisie om te oefen nie, en wanneer hy oefen, moet hy gewoonlik oefen as hy in 'n kontaksituasie is met misdadigers, en die lys gaan aan. As ons dan gaan kyk, in die polisie het Bekkie Cele, toe hy nasionale kommissaris was, toegelaat dat party mense tot 4 keer hulle eksamen sodat hulle blou uniform kon kry. Hulle het op hulle 4de keer steeds gedryf en hulle het nog steeds 'n uniform gekry. Dit wil sê van daai tyd af is dit rekordgetalle van polisiebeamptes wat of hulle vrouens of dan nou vrouens wat hulle mans vermoor en dan hulle self doodskiet en selfs hulle kinders doodskiet omdat mense nie sielkundig gekeer is om in die polisie te dien nie. As ons daar gaan kyk na vuurwapens spesifiek, net tussen 2005 en 2017, dis 'n 12 jaar periode, dis die mees akkurate data wat ons het die polisie meer as 26,000 vuurwapens verloor. Onlangs het, julle sal onthou, Dr. Pieter Groenewald het in 'n parlementêre vraag gevra rondom ammunisie wat verloor is en wapens. In daai kort tydperk van 6 jaar, tussen 2013 en 2019, het die polisie amper 10 miljoen rondes ammunisie verloor. Die beginsel van hierdie hele wet, as jy dit gaan vergelyk met die wanorde in die Suid-Afrikaanse polisiediens, is absurd dat hulle die wetsgehoorsame burger probeer laat betaal vir hulle eie onbevoegdheid. Die polisie is onbevoeg en dit het 'n liggaam geword om 'n politieke magspel van die ANC te verwesenlik. Dis al wat dit is. Die polisie is lankal nie meer 'n liggaam wat hier is om wet en orde te handhaaf nie. As hulle was, sou die EFF nie 'n paar dae gelede gedoen het wat hulle gedoen het met 'n groot staptog nie. Maar jy moet pas op om net nie in jou baie kostuum op die strand te gaan lê nie, want dan kom haal die minister jouself van die strand af en die lys gaan aan. Dis die orde van die dag binne die polisie en die verskriklikste ding Elyn is dat daar wonderlike polisiebeampte steeds is. Ek praat daagliks met verskeie veral die spesialiseenhede in die land. Ek het baie van hulle nog steeds te doen uit die aard van die saak destyds met klomp van die plaasaanval goed waarby ek betrokke was en 'n goeie kontak met hulle opgebou. Hulle is geweldig gefrustreerd en ek moet my hoed afhaal vir hoe hulle steeds met die uitdagende politieke situasie en gemors in die polisie moed hou en kop hou om elke dag weer 'n uniform aan te trek en vir amper niks te gaan werk
en probeer om jou werk te doen. Ek dink ek moet net kortlik sê, ek wil byvoeg by wat Franco gesê het, wat jy gesê het en wat Dr. Els gesê het, is hierdie afgelope moord wat plaasgevind het in die Oos-Kaap, wil ek vir spesifiek iemand soos Adele Kirsten gaan vra en Gun Free SA, kom saam met my na so 'n toneel toe en kom sê vir my hoe ruik die bloed op so 'n toneel. Kom praat saam as jy gesien het wat mense op grondvlak beleef. Dan kan jy begin om deel te neem in die debat, maar vir nou is hulle nie enigsins gekwalifiseer om eers deel te wees van hierdie debat nie. Ons is op ons eie, die Suid-Afrikaanse Polisiediens in stede vat meer as 20 minute wanneer hulle, en dit is 'n groot wanneer, hulle reageer na 'n noodgeval toe. In landelike gebiede, in die meerderheid gevalle, kan jy vergeet dat die polisie betyds sal wees om enigsins eers 'n reaktiewe optrede teen die misdadiger te loods. Sure. Ek dink dis duidelik soos jy sê dat die polisiemanne wat wel hulle hart daarin is, hulle bene is afgekap. Jy weet, hulle dis onmoontlik vir hulle om hulle werk te doen met al die politiek en die hulpbronne. Ekskuus, ek sien Dr. Els, jy wil ietsie sê. Ek wou net gesê het in terme van jou vraag oor ouens wat sê die vuurwapens word gesteel op plase ensovoorts, is maar gewone veralgemening. En baie van hierdie goed is absolute veralgemenings. Van die feite van die syfers wat bekend gemaak is, byvoorbeeld 57% van gevalle waar daar geweld in huise is, jy weet, waar daar mense seer kry in huise oneenigheid, word vuurwapens gebruik en in 75% van daai gevalle word die mense doodgeskiet. Maar niemand weet wat daai 75% van wat se deel is dit? Is dit 10? Is dit 20? Is dit 100? Is dit 1000? Is dit 10.000? So statistiek word baie selektief gebruik. Daar word aangedui dat so in die omgewing van so 2000, 'n bietjie meer as 2000 mense met wettige vuurwapens omkom per jaar en ongeveer 2000 bietjie meer mense met onwettige vuurwapens. Nou dit is ongehoord, bedoelende dat dit kan onder geen omstandighede goed gepraat word nie. Maar moenie vergeet nie, in die 20 dae van 10 Desember tot 31 Desember 2019 is daar 20.074 mense op ons paaie dood. So ek jok nie 2074. So motorkarre is baie gevaarliker as vuurwapens en die onderliggende geweld. Dit lyk so asof daar 'n onderliggende geweld sistematies in ons samelewing is. Daar was nou die rapportering van die polisieman en sy vrou wat stry gekry het, lyk my by 'n spaza of elders, en hy het haar gewoon doodgeskiet. Nou jessie kerels, kom nou man, ek meen, dis mos dan nou nie 'n manier waarop 'n mens oneenigheid uitsorteer nie, maar dit lyk vir my asof daar 'n komponent is van mense wat onmiddellik gryp na geweld. En jy hoef nie vreeslik ver te soek nie. Die president het nou eendag gesê, ons kan nie meer drank koop nie, en die rede daarvoor is die nou vir 'n ruk nie, en die rede daarvoor is die mediese dienste word absoluut oorbeman. Die implikasie is dus dat mense in 'n baie groot gedeelte van ons samelewing gryp dus na geweld, messe en al sulke tipe van goed as hulle nie tevrede is met wat rondom hulle gebeur nie. Dis die goed wat aangespreek moet word. En die tipe van goed gebeur presies oor dit wat Ian sê. Daar is nie polisieering nie. En ons sal hierdie aspekte sal 'n mens uit die aard van die saak, ons hoef nie te gaan soek nie, die bewyse is daar. Dit is verseker so. En om plaasboere nou uit te maak as 'n bron van vuurwapens of wettige eienaars as 'n bron van vuurwapens is absoluut verspot. François het vir julle die syfers genoem en Ian ook. Ek wil net weet, Ian praat van 10 miljoen rond is. Ek tel nader aan 13 miljoen Ian, maar dit begin nou 'n akademiese argument word. My vraag is net, ek weet nie wie daai ammunisie gesteel nie. En waar is dit? Wie het hulle? Hierdie transito rooftogge in goed word nie met vuurwapens wat by Jan Publiek gesteel word gepleeg nie. Dit word met vuurwapens wat by die weermag
en by die polisie gesteel word. Wat Ian en François nie gesê het nie, is dat 'n rukkie terug was daar aanduidings van meer as 80.000 vuurwapens wat by die weermag, Engelse woorde, unaccounted for was. Nou, die argument is wel, hulle kon dalk verkeerd in die boeke geskryf word, ensovoorts. Hierdie kerels 80.000 vuurwapens, is baie. Kom ons hoop nou maar, dit was 'n boekfout. Maar as dit nie is nie, dan moet julle weet waarmee sit ons. En daar kom nog steeds onwettige vuurwapen in die land in, deur al die korridors waarin hulle ingekom het in die apartheid tydperk. Moet dit asseblief nie uit die oog verloor. Ja. Dr. Els, ek wil dan sommer nog steeds 'n rukkie by jou stil staan. Ek wil graag beweeg na ons opsies. Jy weet, wat is ons opsies? Hoe beveg ons hierdie ding? Sê vir ons net, jy het net vinnig daaraan geraak, maar wat is ons grondwetlike reg ten opsigte van selfverdediging? En sal 'n mens so 'n wet, as hy nou aanvaar word, ons weet as nou 'n lang pad, maar sou 'n mens gronde hê om so 'n wet in die hof te betwis? Absoluut. Daar's geen twyfel oor nie. Luister net wat sê die aanhef tot die huidige vuurwapenwet. Hy begin met te sê, whereas every person has the right to life and the right to security of the person, which includes, amongst other things, the right to be free from all forms of violence from either public or private sources. Dis die huidige vuurwapenwet. Okay. Daai opskrif aan die aanhef tot die wet is nou verander om te lees, whereas in terms of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, the duty to maintain public order, to protect and secure everyone in the Republic, lies with the state. Nou wat het ons nou vir die afgelope 15 minute nou bespreek? Dit is absolute sotheid. Maar luister nou na die laaste ene van hulle. Hulle sê, whereas the easy availability of firearms to civilians and their uncontrolled presence constitute major threats to the security of persons and property, sustainable development and stability of the state. En dan gaan die wet nou aan. Ek weet nie, dis hoekom ek vir jou net nou gesê het, die mense wat hierdie wetsontwerp opgestel het, het geen begrip van met goed waarvoor hulle werk nie. Om te beweer dat vuurwapens maklik in Jan Publiek se hande kan kom, is snert. Die prosesse om vuurwapens wettig te besit, wat ons om Vader se naam wil doen, dis hoekom ons hierso sit. Ons wil wettig vuurwapens besit. En as Guns-Free hulle naam môre verander na Illegal Guns-Free South Africa, het ons almal by hulle lede. Maar verstaan jy, die ouens wat hierdie goed geskryf het regtig nie 'n benul nie. Met ander woorde, hulle vat kansse. So wat ek vir jou wil sê is dat ek dink, en ek is nou nie 'n regsgeleerde nie, maar ons het dan nou oor die afgelope tyd baie daaroor gesels, en Ian en François sal kan help daarmee. Ek dink die ding rondom wegvat van artikel 13 vir selfverdediging is een van die groot aspekte wat beslis teengestaan kan word, en ek dink suksesvol teengestaan kan word. Ons is in 'n land wat internasionaal bewysbaar die vierde gevaarlikste land is om in te bly. En ek dink die rasionaliteit daarachter en die goed wat oor François nou gepraat het oor plaasmoorde ensovoorts, dit maak wettige argumente. En ons moet onthou dat behalwe vir rasionaliteit is die handves van menseregte 'n baie belangrike stuk gereedskap in ons hande, veral omdat wette daaraan moet voldoen. Julle sal nou onthou, 'n ruk terug in hierdie, toe ons so toegesluit het, was daar 'n advokaat wat hulle hof toegevat het, en wat hulle toegesê het, maar al hierdie goede wat hulle gedoen het, is teen ons regte. Onthou julle, menseregte. Dis baie naby daaraan. So dis aanvegbaar. Die ander goed is beslis ook aanvegbaar. As jy nou begin mense se ammunisie beperk, en jy begin mense se vuurwapens beperk, omdat jy beweer dat dit die pool is waaruit die kriminele vuurwapens kry, wat bewysbaar nie so is nie, en jy begin herlaai wegvat, kan jy dink wat se ekonomiese effek het dit? Nie net op handelaars nie,
die hoeveelheid geld wat handelaars spandeer om komponente in te voer vir ouens om te herlaai masjiene, is miljarde rande. Dit is 'n ontsaglike groot deel van hulle bedryf. So vuurwapenhandelaars handel nie net met gewere en handwapens en sulke goede nie. Dis 'n besigheid op sy eie. So daai ouens verloor al daai goed. Die wegskryf van artikel 17 van versamelaars vuurwapens. Jy's ouens, daai ouens het honderde miljoene rande se vuurwapens. En dis historiese vuurwapens, omdat die museums nie meer wil historiese vuurwapens en goed van kulturele belang aanhou nie, want hulle sê, en met reg, die wet is te moeilik vir hulle om sulke goed in museums aan te hou. So die versamelaars word nou die ouens wat dit nou doen. En daar's baie versamelaars wat regtig duur vuurwapens aankoop met die bedoeling om hulle vorentoe weer te verkoop. Met ander woorde, versameling word 'n belegging. As jy dit nou van die tafel afskryf, moet jy nou nie vir 'n oomblik dink dat ouens jou nie gaan hof toe vat vir onteiening. Dis dieselfde met ammunisieversameling. Ek is nou een van die klein ammunisieversamelaars. Maar ek sit met 69 303 patrone wat van verskillende make is. En dit het my nogal 'n paar van hulle het my nou nogal 'n paar sente gekos, want hulle was destyds reg oor die hele wêreld vervaardig. En ek het nog steeds nie die volle versameling nie. Om nou vir my te kom sê ek is 'n bedreiging vir publieke veiligheid, want ek het 'n klomp 303 patrone in my besit as 'n versameling. Dit is verspot. Loop 'n lang draai om te sê ons kan al hierdie goede beklei, en ek dink nie enige iemand daar buite wat vir ons luister moet enigsins twyfel dat dit 'n lang pad van geveg is en dat dit 'n regsgeveg sal wees en dat ouens moet verstaan dat ons sal op verskillende vlakke litigeer as ons moet. Okay. Ons moet vir mekaar sê, dit klink verskriklik maklik om te sê ons gaan hof toe. Dis die kerels, maar dis nie so eenvoudig nie, hoor. 'n Ou moet mooi kyk wat 'n mens gaan vra en my regspan sê vir my ons gaan nie hof toe as ons nie kan wen nie. Ek dink ou François se regsmense sal ook vir hom so sê. Jy gaan net geld mors en jy maak net die boere kwaad. Met reg. Maar dat ons sal litigeer, beslis. Ons sal alles in ons vermoë doen om logies in gesprek te tree met die regering en met die ouens wat hierdie goed te doen. In September 2017 het die portefeulje komitee vir die polisie opdrag gegee om met die belanghebbendes, Engelse woord is stakeholders, gesprek te voer, gereeld gesprek te voer. Want dit het nou maar gegaan oor die toepassing van spesifieke administratiewe goed, waarop hulle nie met ons praat nie. En daarna het Steven Pallos, wat die ding toe nou gekoördineer het van CHASA, het hy lank en hard gesukkel om 'n vergadering te kry met die sekretariaat van polisie. En toe ons daar daai vergadering gehou het, moes Steven die notulen opstel, want die sekretariaat het die notas weggegooi. En dis die laaste gesprek wat daar was met die polisie. En om nou te wil te kenne gee, dat hulle het al hierdie goed met belanghebbendes bespreek, dis absolute nonsens. As jy regtig kyk na die ekonomiese impak van hierdie ding, die feit dat hulle nie met belanghebbendes gepraat het nie, laat hulle nie verstaan waarmee is hulle besig nie. As jy net een impak het in terme van jagvuurwapens en 'n herlaai, dan moet jy weet wat se impak het dit op wildplase, landelike gebiede waar wildplase 'n baie groot deel uitmaak van die inkomste in landelike gebiede. Met ander woorde, dit onmiddellik, nie net die wildplase nie, maar die wonderlike resultate van wat ons wildboere reg gekry het met die getalle diere wat hulle teruggebring het, en dis daarmee heen. As jy net gewoon kyk na sportskuts, en jy kyk na die sotheid van die hoeveelheid ammunisie en die feit dat hulle nie sal kan oefen nie, dan ontneem jy ouens die reg om protea klere te kry. Van wanneer af kan die staat bepaal aan wat se sport mag ek deelneem? So die ekonomiese impak is baie groot, want handelaars gaan toemaak, hulle mense gaan afgelê word,
en dit 'n impak op landelike toerisme ook. Want onthou net ouens gaan ry platteland toe om te gaan jag. Ja, hulle gaan by al daai plekke aan. Hulle koop by al die plekke koop hulle brandstof, hulle koop by al die plekke. Baie ouens gaan koop hulle inkopies daar, doen hulle inkopies daar. So al daai ouens verloor. Ja. So daar is reusagtig, jy weet, so die ouens het nie baie gedoen. ja, en daar soos jy noem, daar's so met ander woorde daar's verskeidenheid gronde waarop ons regsaksie sou kon doen, van onteiening tot ons reg op selfbeskerming. Fransja, ek wil by jou hoor, want voordat ons by die hof uitkom en voordat ons nou regsaake praat, is daar 'n hele proses wat eers gevolg moet word. Verduidelik net vir ons tot wanneer het ons om kommentaar te lewer en wat is die proses wat nou gevolg moet word en wat gaan SAI doen? Ja, kyk, die kommentaar proses is nog so week of so oop. Van SAI se kant af is ons besig met verskeie aksies. Ek dink ons grootste aksie gaan wees ons internasionale hoek wat ons vat. Kyk, die Verenigde Nasies het in 2019 die dekade vir familieboere verklaar omdat die VN in sy filiale besef het dat familieboere in die beste posisie is om die Sustainable Development Goals wat die VN daar gestel het te behaal. En hiermee praat ek van werkskepping, die stop van hongersnood, die keer van klimaatsverandering ensovoorts. Maar ons kan dit nie doen en veral hier in Suid-Afrika as ons nie veilig is op ons plaas het. As ons nie 'n nuwe generasie boere het wat landbou as 'n beroep kies en al hoe hulle dit gaan doen is as hulle weet hulle families is veilig. Ek weet van te veel boere wat bly op die plaas en hulle gesinne bly in die dorp. Dis nie 'n kwessie van tyd vir daai boere verstedelik as gevolg van die feit dat hulle nie veilig voel nie. En so val ons plattelandse dorpies dan in. So dis vir ons belangrik om deur daai hoek en met die misdaad en die moordsyfers in Suid-Afrika vir die internasionale gemeenskap te sê, jy weet, ons het onteiening sonder vergoeding wat op pad is en nou wil hulle ons wapens ook wegvat. Dit is belangrik dat ons landbou bou en bewaar en veral in 'n land soos Afrika waar die broodmandjie van die wêreld gesien word. Ons is dan ook besig om te kyk na 'n hofaansoek om al hierdie stoelende amnestie aansoeke wat nog nie verwerk is nie en boere en persone in die publiek wie se vuurwapen aansoeke hang deur te kry. Ek dink dit is belangrik dat ons wapens terugkry voor hierdie vuurwapenwet of voorgestelde wet enigstens verder gaan. Maar vir nou is dit regtig bemoedigend om te sien dat daar soveel verskeie organisasies is wat aksie neem, wat mense vir kommentaar vra. En jy weet, ons kry baie kommentaar, hoekom werk julle almal nie saam nie? Ons doen juis en dit is eintlik beter dat daar soveel verskeidenheid van organisasies is wat saamspan om hierdie saak te tackle. En dit is goed want dit wys uit verskeie hoeke uit dat ons nie bereid is om dat hulle ons vuurwapens kan vat of ons keer om onsself te kan verdedig. Goed. Ian, ek sien Safe Citizen het gesê hulle gaan vergader met die polisie of die polisieminister oor hierdie verslag wat nou Saterdag uitgereik is. Kon julle al met die polisie in gesprek tree en wat is julle plan vorentoe? So minister Cele is nie vreeslik gaande daaroor om enigstens eerste antwoord noodwendig op 'n versoek nie, maar ons glo daaraan dat as al gepraat kan word dan is dit goed so. Van ons kant af wat die huidige plan van aksie is om soveel as moontlik kommentaar in te dien. Ons gebruik die Deur South Africa platform DSA en ons moedig mense aan om dit te doen en die rede daarvoor is dit is nie net 'n petisie nie. Petisie word gesien as een stukkie kommentaar ongeag of daar 200,000 name daarop is. So die Deur South Africa platform word gesien as elke liewe enkele kommentaar wat onafhanklik of individueel ingedien word. So dis baie belangrik. Ek dink die volgende gedeelte is ons moedig mense aan om nie nou op te hou met skiet, met oefen, met opleiding ensovoorts nie. Ons sê vir mense, hou aan daarmee, kry opleiding. Ek dink dit is krities dat mense wat hier luister en daar buite besef dat hulle op hulle eie is. Daar gaan nie ewe skielik 'n wonderwerk uit die lug val waar die polisie ewe skielik na ons kan kyk nie. So ons moedig gemeenskappe aan om hulle self te organiseer, dat hulle betrokke raak, het sy dit by landbouorganisasies, burgerregte organisasies, maar maak seker jy's op 'n manier deel van jou gemeenskap veiligheidsstruktuur want die staat gaan dit nie vir jou doen nie. En ek dink die dae wat ons alleen afhanklik daarvan is ook verby. Ek dink die volgende gedeelte
is om te kyk wat speel uit in hierdie tyd nadat die platforms om kommentaar te kan lewer of die tyd vir kommentaar sluit. Ek dink ons gaan dalk net verras wees en ek sê nie ons wen dadelik nie, ek stem saam met Herman dat hier 'n baie groot geveg voor lê en ek dink nie hierdie is 'n geveg wat ooit gaan eindig nie. Ek dink dit gaan 'n deurlopende proses wees en ons moet ons regmaak. Ek wil amper die Nehemia vergelyking gebruik wat jy letterlik gaan moet bou en verdedig terselfdertyd, want daar is nie 'n manier wat die huidige regering met hulle ideologiese oortuigings gaan kyk om enigsins mense veilig te hou tensy dit nie hulle self is nie. En dan laastens het ons ook begin deur die verliese wat die staat se wapens betref so wyd en suid as moontlik te versprei. En die rede wat ons dit doen is om die elke dag se Jan publiek te kan kom ons noem dit sommer bewapen met getalle, syfers en motiverings vir hoekom dit so belangrik is dat jy jouself met 'n vuurwapen binne die raamwerk van die wet moet en kan verdedig. Goed. Dr. Els, jy wil ietsie daarop sê? Ek wil net aansluit by Ian en net sê wat Ian gesê het is 100% korrek. Maar almal wat daar buite is moet verstaan dat dit die rede is hoekom jy mag nie toelaat dat 'n vuurwapen se lisensie verval nie. Want die oomblik as jy jou vuurwapen se lisensie laat verval, is jy besig om jouself te ontwapen. Daar is nie nou meer kans nie. As hy verval het, het hy verval. Hulle ry absoluut op 2017 se konstitusionele hof uitspraak, 2018 se konstitusionele hof uitspraak se rug. Asseblief, ek is baie ernstig daaroor. Ons dit word verskriklik onverantwoordelik as jy jouself wil ontwapen. Ons kry nog lisensies. Dis nie asof hulle nie vir ons lisensies gee nie. Motivering is absoluut alles. En Ian is reg, Jesusie kerels moenie nou ophou nie. Hou aan en as jy net een vuurwapen het, want ons syfers wys dat rapsie meer as 80% van alle vuurwapen-eienaars in die land is nie lede van verenigings nie. Nou ek sê nie jy moet 'n lid word van 'n vereniging, dis glad nie wat ek sê nie. Wat ek sê is jy moet seker maak dat jy die pers en die media dophou vir veranderinge in die wet en ons moet vra dat instansies soos Marula Media asseblief ordentlik en feitelik verslag doen. En as jy nie seker is oor goed nie, bel vir François, bel vir Ian, bel vir my, ons sal met plesier help. Feite moet daarna buite toe kom. Ja. Ons laat ons lede, almal van ons laat ons lede gereeld weet wat gebeur daar. So hoor maar by jou vriende ook, maar ek kan nie hierdie ding genoeg bekleed. Ek weet ek is 'n oupa, ek klink baie sleg. Ek kan nou my pa het altyd gesê as 'n ou 65 is mag jy sê. So ek is nou so 'n bietjie daaroor, so ek sê nou, kerels asseblief moet julle nie self ontwapen nie. Goed, so dit is iets wat ons kan doen, ons kan aanhou aansoek te doen vir lisensies. Fransja, wat dink jy wat kan boere doen? Is daar 'n petisie wat hulle ook kan gaan teken? Wat kan die boere op hierdie stadium daadwerklik doen? Ja, kyk, soos Dr. Els ook gesê het, ons is hierdie is slegs 'n voorgestelde wetsontwerp waarop hulle kommentaar vra. Hierdie is nog nie eers die wet wat gepubliseer is in die Staatskoerant vir kommentaar. So ek dink die belangrikste nou is net om jou teenkanting te wys. Dit is belangrik om Ian hulle se platform wat hy nou net genoem het by Deur South Africa of SAI het ook een. Ek seker die manne by Natsheet het een, maar ondersteun hierdie organisasies. Al is dit net met jou handteken of net om jou eie kommentaar in te stuur. Dit is baie belangrik dat ons teenkanting hier verwys, want ons sien hoe baie hierdie gebeur en dit voel vir my regtig baie aan dieselfde kant wat om die onteiening sonder vergoeding debat ook is. Die regering gee 100% tree vorentoe. En ek kan jou nou sê, hulle gaan nie die selfverdedigingsklausule uithaal. En dan gaan almal, as nie 80% van die mense verligting uitblaas en sê, nee, sure, ons is nou okay, hulle het daarom ons selfverdediging uitgeloos. Maar dan is daar nog 'n hele ander wet, waar hulle dan, in plaas van die 100% het hulle dan 50% gevorder. So, ons moet hierdie wet in sy totaliteit teenstaan. Ons kan nie een tree toegee nie, want dis hoe dit gebeur. Hierdie kruipende onteiening van ons vuurwapens kan ons nie toelaat.
So ek wil asseblief hê dat maak nie saak hoe die wysiging lyk nie. Hierdie wet soos wat hy nou staan, kan glad nie weergesit word. Goed. Ek sien daar's 'n vraag van 'n leser af, waar lisensie verval in Oktober, wat se motivering sal geldig wees? Julle moet my korrigeer as ek verkeerd is, maar dit is nog glad nie 'n done deal dat hierdie wet deurgevoer word of dat die wysigings deurgevoer word nie. So op hierdie stadium is dit nog steeds geldig om te sê jy het jou wapen nodig vir selfverdediging. Mense moet maar net so vinnig as moontlik as hulle op hierdie stadium hulle wapens verval, net so vinnig as moontlik aansoek doen vir wapenlisensies. Ian, ek wil by jou hoor net laastens, wat is die publiek se, wat is Jan Alleman, Jan op straat se wat kan elke gewone burger nog doen om hierdie vuurwapenwet of die voorgestelde regulasies te beveg, as jy net vir ons kan afsluit? Ek dink in kort, eerstens, ek wil beklemtoon wat beide Herman en François gesê het, ondersteun elke liewe organisasie wat op 'n manier hierby betrokke is, maak seker of dit nou is by die Instituut vir Rasseverhoudinge, of dit is by 'n politieke party, of dit is by Dr. Herman hulle, of dit is by SAI, AfriForum ensovoorts. Maak seker dat jy teken. Gaan op Deur Suid-Afrika se platform, dien jou kommentaar in. Maak seker dat as daar petisies is, teken dit steeds. As daar 'n manier is wat ons hierdie steun so groot as moontlik kan maak, wil ek amper sê ons vorm 'n groot verenigde front. Dr. Christe Kok sê onlangs vir Jacques Broodryk, misdadigers in Suid-Afrika se verkose vuurwapens om te gebruik vir kontant en transito rooftogte is R5, R4's en R1's wat almal staatsuitgereikte vuurwapens is. Nou hoekom sê ek dit? Ek sê dit sodat mense verstaan, hierdie is 'n direkte aanslag van die staat. Dit beteken nie die staat is noodwendig altyd direk by elke liewe misdryf betrokke nie, maar ek sê vir julle nou, die staat maak dit makliker vir kriminaliteit in Suid-Afrika om te kan seevier. En vir daai rede, vir jou, om jou vrou en jou kind veilig te kan hou en die mense rondom jou te kan beskerm, moet jy hierdie ding beveg. Die eerste ding waarvoor jy gaan wens die aand wat jy in die moeilikheid is en jou gesin is in gevaar, is iemand wat opdaag, wat binne die raamwerk van die wet bewapen is en wat weet hoe om daardie wapen te gebruik. Vir ons om wapens, en ek praat nou hoofsaaklik hierso net oor die selfverdedigingskant, te verban as gevolg van misdaad, is eintlik lagwekkend. Dit is soos om 'n potlood te verban vir 'n spelfout. Dit maak eenvoudig nie sin. So ek wil mense aanmoedig, neem deel, raak betrokke, hou aan oefen, hou aan skiet, koop julle vuurwapens en kom ons druk hierdie stelsel totdat hy reg is. Goed. Ek het net self 'n vraag, want ek sien ook hier's 'n leser wat sê hulle wag maande, partykeer soveel as 'n jaar vir goedkeuring van aansoek. Wat as hulle voor die wysiging of voorgestelde wysigings aansoek gedoen het met selfverdediging as 'n rede en die wet sou verander, jy weet wat, mag hulle dan nog steeds, as hulle nog wag vir hulle aansoeke om goedgekeur te word, mag hulle dan nog steeds, kan daai selfverdediging nog steeds as 'n geldige rede beskou word? Kyk, dit gaan nog 'n ruk vat voor die kerels, dit gaan nog baie tyd vat. Daar gaan nog baie water in die see loop. Ja. Ouens wat op hierdie stadium is, hulle tussen 8 en 10 maande agter. Nou, of dit nou reg is en of dit nou verkeerd is, daaroor kan ons nou baie lank praat, maar ongelukkig is dit nou die feite van die saak. En jou dilemma daarmee is gewoon dit, dat jy kan hulle aanvat met jou prokureur vir oortreding van die 90 dae van PAJA. Maar jou prokureur kan gewoon vir hulle sê, hoor hier, evalueer asseblief my kliënt se aansoek. En dit klink asof dit nie tande het nie. Ons ervaring is, as 'n prokureur vir hierdie mense briewe skryf en sê, julle is PAJA wet oortree, julle is nie by die 90 dae nie, en julle gee vir my en my kliënt geen ander opsie as om julle hof toe te vat nie, dan reageer hierdie ouens. So om aan te sluit by wat Ian net nou gesê het, daar is 'n persepsie dat ouens wat selfverdedigingsvuurwapens het, nie die goed gebruik om mee te oefen nie. En dat ouens in hulle koppe, en ek sê dis 'n persepsie, ek sê nie dit is so, omdat ouens in hulle koppe dink hy is veilig want hy het 'n vuurwapen in die huis. Oefen met die deksel se ding. Want dan het jy rede om vir die polisie aan te vat as hulle nie aandag gee aan jou saak nie.
Neem deel aan hierdie goed, word 'n verantwoordelike vuurwapen-eienaar en as moenie terugstaan nie. Kerels, die polisie boelie ons. Hoe meer ouens bereid is om R1000 vir 'n prokureur te betaal vir 'n brief, hoe beter. Ek sê nou vir julle, hulle luister na die 90 dae storie. Die ouens wat verantwoordelik is dat die vuurwapenregister in die absolute gemors is wat hy is, en die DFO's in die gemors is, of die sogenaamde Designated Firearms Officers op polisiestasies, so in die gemors is die minister, die portefeulje komitee vir polisie, en die generale staf van die polisie. Hulle gee nie vir daai mense wat by die sentrale vuurwapenregister sit, kapasiteit om hulle werk te doen. Daar's ouens wat beweer dat hulle dit as prins nie doen nie, omdat die ding so moeilik word, dan kan hulle hierdie sottelike wetsvoorstelle nou probeer deurdruk wat hulle nou doen. Ek is nog nie daar nie, maar voor daai mense moet begin verstaan, en ons moet dit almal verstaan, dat die sentrale vuurwapenregister is net soveel mense, en hulle sit regtig, hulle het moeilikheid, hulle word nie versorg nie, daar word nie nuwe mense aangestel nie, ek beskerm dit nie, ek sê nie dis reg nie, daaroor sê ek, sorg dat jy jou prokureur op hulle sit, maar verstaan ook, hierdie ouens by sentrale vuurwapenregister doen nie noodwendig altyd alles as gevolg van negativiteit nie. En die rede hoekom ek dit sê, en wat ek kan dit sê, is ons mense kry lisensies. Ons het in Julie verlede jaar, tussen myself en my seun en my skoondogter het ons 7 lisensies gekry. Hulle gee lisensies. Dis nie asof hulle nie sorg dat jou motivering reg is. En as jy nie seker is oor 'n motivering nie, kry iemand om jou te help om 'n motivering te skryf. Maar om vadersnaam moet om nou nie hierdie ding sien asseblief as 'n fobie van hulle gaan ons nou begin skiet nie, want dit is beslis nie so. Dit gaan nie so 'n situasie soos wat dit heiliglik is nie. Beskerm jouself, wees gereed. Ek het al baie vir ouens gesê, die huidige situasie in die land is erger as wat dit in die Bosoorlog was. Ons moet meer paraat wees as wat ons toe was. En die ouens wil nie hoor nie. Pas jouself op, wees seker waar jy is, as jy in die verkeer is, maak seker dat jy rondom jou kyk. Moet jou om vadersnaam nie blootstel aan goed nie. Asseblief dames, ek weet dis lekker om met al hierdie goue halsbande en lekker dik ringe en also ek verstaan dit. Maar oorweeg dit om dit maar af te haal en by die huis te los as jy winkelsentrum toe gaan. Ja, skus Herman, ons gaan nou bietjie af van die punt af en ons tyd hardloop uit. Maar ek dink so hulle loop agter julle aan, hulle soek die oorlosies en al daai goed. Oorweeg jy goed, haal dit af. Los die telefoon in die motor. Ek dink wat ons moet van onthou, wat ons weg moet vat van vandag se gesprek af is, ons het 'n stem, ons het middele tot ons beskikking. Ons moenie ophou deelneem nie, ons moet petisies teken, ons moet kommentaar so vinnig as moontlik binne die volgende week inhandig, ons moet ons stem dik maak, raak betrokke by jou gemeenskapspatrollies soos Ian gesê het, en dan vat ons die ding van daar af, en dan kyk ons of dit wel oorweeg word, en dan, soos ons nou vir mekaar gesê het vandag, daar is daarom heelwat regsopsies en gronde wat tot ons beskikking wat ons het. Lesers kan gerus Marula Media dophou vir verwikkelinge hieroor. Ons sal berig daaroor. Ons berig binnekort oor die verslag wat Saterdag bekend gemaak is, en ons sal ook lesers op hoogte hou oor die proses vir kommentaar en dan die gebeure wat daarop volg. Julle ouens, ek sê vir julle baie dankie vir julle baie insiggewende kommentaar vandag en julle insette. Baie sterkte met die pad vorentoe vir julle ook. Ons weet julle doen baie goeie werk. Baie dankie. Dankie vir die uitnodiging. Baie dankie Elaine. Baie dankie. Ek wil ook net noem dat die gesprek na die tyd ook beskikbaar is op Marula Media se webblad en op Facebook. Dankie. Julle moet 'n lekker dag hê. Lekker mooi.